Hallo gemeente. In ons sitkamer, eetkamer is daar op ons muur in groot rooi woorde geplak. Ek is gemaak, of ons is gemaak, om spore te los. En dit is die gebed van my en Hendrik. Ek dink dit is die grootste wens wat ons vir ons kinders het, dat hulle spore sal los in mense se lewens. Maar so maklik natuurlik kan ons modderspore in mense se lewens laat, kan ons op mense trap, kan ons amper mense vertrap. En die wens vir my kinders, maar vir elkeen van ons ook in ons gemeente, is dat ons spore sal los van ek gee vir jou om, ek erken jou, ek sien jou raak, ek wil vir jou help. En so het ons dan ook gister as barmhartigheidsbediening van ons gemeente die voorreg gehad om spore van omgee en liefde en erkenning in mense se lewens te gaan los. Ons kon vir 'n klomp mense kospakkies gaan aflewer het in ons gemeente wat swaar kry. Lekker vars gebak wat van ons gemeentelede gebak het, heerlike snoek, vars groente, 'n heerlike kospak om hulle net te seën, om net daarmee vir hulle te bemoedig, en eintlik vir hulle te sê, ons sien jou raak, God sien jou raak, en hy het beloof dat hy vir jou sal sorg. En ek wil vir elkeen van julle, ek en Dominee Gawie, dankie sê, dankie vir julle bydra tot ons gemeente se fondse. Weet dat ons werklik waar dit wat julle bydra, gebruik, en baie daar bid dat die Here vir ons sal wys, waar moet ons daai fondse gebruik, waar moet ons betrokke wees, waar is die Here aan die werk hier in Swellendam, en hoe kan ons by hom aansluit. So dankie vir elkeen se bydra, dankie vir mense wat kospakkies by my huis kan los, wat ons vir mense kan uitdeel. Dankie vir bydraes vir 'n baba projek in die hospitaal, dat ons vir 'n klomp babatjies kon baba klere koop in konversies. Dankie vir vars gebak waarmee ons die polisie en die hospitale en maatskaplike dienste mee kon seën en net kon sê dankie, ons waardeer wat julle doen. Dankie ook vir die betalings wat julle maak aan Swellendam Relief Fund. En ek wil julle verseker dat daardie fondse wat julle inbetaal in daardie rekening gebruik word om kospakkies aan honger mense te bring. Daardie geld word gebruik om 'n koskombuis in Ruilton te ondersteun. So die geld word werklik waar goed bestuur en maak 'n verskil in mense se lewens. Gister het ek net weer eens besef hoe wonderlik dit is om te kan gee. En dan dink ek sommer aan God wat die goeie en blymoedige gewer liefhet. God wat sê dit is beter om te gee as om te ontvang. Die liedjie van Lukas Marie, die weduwee se kruik, sê so mooi, dis die goeders wat ons weggee, wat ons ryk maak. Dis daardeur wat ons mense om ons raak. Wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie? En 'n blom se geur as niemand daaraan ryk nie. En in die woord sê die Here vir ons in Galasiërs 6, dra mekaar se laste. En in 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. In gemeente, ek wil dankie sê vir elke gebed. Ek wil dankie sê vir elke woord van bemoediging. Ek wil dankie sê dat jy as Christen miskien vir jou bure sorg of die mense ook aan jou pad. En mag jy nie ophou om goed te doen nie. Mag jy spore los in mense se lewens. Spore van omgee en liefde en erkenning. Ons almal is maar bang dat die liefde dalk sal opraak. Dus probeer ons dit tot sterwens toe bewaak.
En dan bære jy dit suinig in die hart se diepste kluis en hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Maar is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak, en dit is daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie, of 'n blom so geur as niemand daaraan ruik nie. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, en die liefde is die olie in sy buik. Dis eintlik so eenvoudig en tog almal murmureer, want die liefde het 'n les wat baie min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel soos 'n boekhou balanseer nie, want liefdeswind se som bly omgekeerd. En is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak, en dit is daarmee wat jy mense om jou raak. En wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie, of 'n blom so geur as niemand daaraan ruik nie. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, en die liefde